Die brandbank is agter die rug. Nou is dit tyd vir die praktiese uitdagings. Ons het ons Maak My 'n Miljonair seisoen afgeskop met 82 skoolbesoeke. Ons het met meer as 92,000 hoërskoolleerders gepraat. Ons het 240 entrepreneurs gevind en vir hulle voldag werkswinkels gegee waar ons hulle alles geleer het wat hulle nodig het om te weet om hulle besighede 'n sukses te maak. Toe het ons hulle uitgedun op die brandbank waar ons hulle gepeper het met moeilike vrae om te kyk of hulle hulle besighede ken. En nou is ons besig met die uitdagingsrondes, waar ons weer hierdie jong entrepreneurs uitdaag om te toets of hulle die vaardighede het wat nodig is om hulle miljonêers te maak. Hierdie is waar ons jong entrepreneurs moet wys of hulle kan saamwerk, strategies dink en onder druk plan maak. Dit is nou die deel van die kompetisie waar ons gaan kan sien wie kan praat en wie kan doen. Vir ons eerste uitdaging is ons by 'n akademia waar spanne gevorm gaan word, breine gekraak word en drome getoets gaan word. En in hierdie episode, Karel sukkel so bietjie Ja, ek sukkel so 'n bietjie hier om hierdie kaartjies te kry, ek drink. Enzo speel wegkruipertjie Hy speel wegkruipertjie saam met my. en Lazaan het vir my en Jason ook 'n uitdaging. Ek gaan kyk of jy opgelet het in die klas toe die juffrou idiome behandel het. O, jene. Maak my 'n miljonair. 80 hoërskole. Al die pad tot by Kaapstad. R50,000 kontant. Maak my miljonair trofee Die toekomstige miljonair. en 'n jaar mentorskap. Ek is Jason Coulson. My naam is Mattie Blau. Ek is Shaniqua Steenkamp. En ek is Albert van Wyk. Daar is 'n paar basiese vaardighede wat elke entrepreneur moet hê wat graag 'n miljonair wil word. En in die uitdagingsrondes gaan ons nou toets of ons hoërskool-entrepreneurs juis hierdie vaardighede het. Ons gaan toets of kan hulle goeie besigheidsbesluite neem. Ons gaan kyk hoe lyk hulle verkoopsvaardighede. Dan gaan ons natuurlik toets, kan hierdie entrepreneurs hard werk? Dan moet ons kyk hoe lyk hulle besigheidskennis en uiteindelik moet ons toets, kan hierdie hoërskool-entrepreneurs goed genoeg kommunikeer? In die uitdagingsrondes gaan ons nou ons jong entrepreneurs toets om te kyk of hulle hierdie 5 vaardighede het wat gaan bepaal of hulle miljonêers kan word. Vandag is ons hier by Akademia en ons gaan nou juist toets of ons hoërskool-entrepreneurs goeie besigheidsbesluite kan neem. Vandag is ons hier by Akademia. Ons top 30 het hier hulle eerste uitdaging. Ons gaan moet kyk of het hulle wat dit vat om die wenner te wees van Maak My 'n Miljonair. Kom ons kyk hoe hulle vaar. Dalk kan jy al identifiseer wie gaan wen. Aan die einde van elkeen van ons uitdagings kry elkeen van ons entrepreneurs 'n punt gebaseer op hoe hulle span gevaar het in ons uitdaging. As jy in die wenspan was, kry jy 5 punte op die tellbord. As jou span tweede gekom het, kry jy 3 punte. As jou span derde gekom het, kry jy 1 punt en die verloorspan se entrepreneurs kry 0 punte vir die uitdaging. As jy dan 'n stem teen jou kry, tel dit as minus 5 punte vir jou tellbord. En so kan ons bepaal watter van ons entrepreneurs gaan bo op die tellbord sit en watter entrepreneurs gaan afbeweeg tot onder die brandzone. Welkom by julle eerste uitdaging top 30. Vandag bevind julle julleself by Akademia se Leriba kampus, waar die uitdaging
gaan plaasvind. En om julle so bietjie meer te vertel van Akademia, gaan ek vir Lizaan Marie, die bemarkingsbestuurder hier by Akademia, vra om julle so bietjie meer te vertel van Akademia en wat julle kan verwag in vandag se uitdaging. Kom ons gee 'n groot handeklap vir Lizaan Marie. Ek is Lizaan Marie en ek is die bestuurder van bemarking by Akademia. So dit is my verantwoordelikheid om seker te maak dat ons elke jaar die studentengetalle behaal wat ons graag wil. Verskriklik baie wat ek kan sê oor Akademia. Maar graad 12 en graad 11, so ek dink dit is belangrik vir julle om te weet dat ons 'n voltydse kampus opsie het. So jy kan hier op hierdie kampus kom studeer of ons het 'n perseel dan ook net eentjie verder, so dis die Centurion kampusse. En dan beoog ons om in 2028 'n wonderlike, pragtige, een groot kampus vir 6000 studente in die ooste van Pretoria op te rig. Dan die ander goeie nuus is dat ons kampus in die Parel volgende jaar oopmaak. So ek weet hier's 'n paar Kaapenaars onder julle. Dit is my 'n voorreg om betrokke te wees by vandag se uitdaging om die studente te verwelkom hier op ons perseel en vir hulle 'n bietjie meer inligting oor Akademia te gee. So daar's 'n fakulteit regsgeleerdheid, dan is daar die ekonomiese en bestuurswetenskappe, so dis as jy belangstel in BCom Reg, BCom ondernemingsbestuur, BCom finansiële en bestuursrekeningkunde, daar is die tipe rigtings, dan is daar opvoedkunde fakulteit, daar is die natuurwetenskappe fakulteit en daar's ook die geesteswetenskappe fakulteit. Ek wil enige entrepreneur en voornemende entrepreneur inspireer om die kans te vat. Op hierdie stadium het jy nog nie baie om te verloor nie, jy het net soveel om te wen. Omring jou met die regte mense en kry mense wat in jou glo, neem die eerste tree en maak jou drome waar. Want dit beteken dat jy kan werk en studeer. Vir al julle wat die besighede aan die gang moet hou, weet ek, jy wil dalk so 'n bietjie meer tyd daar spandeer en jou studies nog steeds aan die kant doen. Dis vir Akademia so lekker om 'n na-uurse afstandsmodel te hê waar jy kan werk terwyl jy studeer. So as jy reeds 'n entrepreneursbesigheid op die been het, is dit nog steeds moontlik vir jou om 'n kwalifikasie te verwerf vir die toekoms. Jy kan ook voltyds studeer en steeds jou besigheid aan die kant hardloop, soos wat jy doen wanneer jy 'n skoolier is. So besoek Akademia se webblad en maak seker dat jy die regte drome in plek kry. Dan dink ek die ander belangrike ding is, ons is natuurlik Afrikaans, maar dit is regtig vir jou baie goed om in jou Afrikaanse moedertaal te kan studeer. Maar vereers dink ek julle moet dan nou fokus op die uitdaging. Ons dink dit is belangrik dat die deelnemers moet weet in watter ondernemingsvorm moet jy jou besigheid stig. Daar is natuurlik 'n paar verrassings langs die pad, so kom ons kyk wat gebeur. Nou is dit tyd vir julle uitdaging om te begin. En ek vra vir Sarita Gerber om bietjie julle uitdaging aan julle mooi te verduidelik. Sy is 'n dosent by Akademia se regsgeleerdheid fakulteit en sy gaan vandag met julle bietjie meer gesels oor handelsreg en ook julle uitdaging vir julle gee. My naam is Sarita Gerber. Ek is 'n dosent aan die fakulteit regsgeleerdheid hier by Akademia. So ek is vandag hier om die deelnemers te bemagtig met betrekking tot keuses wat hulle moet neem. En ek wil hê julle moet hier wegstap en julle moet kan sê julle het vandag werklik iets geleer. Jy moet binne in 'n raamwerk funksioneer, 'n regsraamwerk. En ek dink byvoorbeeld dadelik aan arbeidsreg, kontraktereg, intellektuele goederereg, insolvensiereg, ondernemingsreg, omgewingsreg. Raad wat ek graag aan jong entrepreneurs sal wil gee, is om braaf te wees en om kansse te neem as hulle 'n kans sien. Ons gaan nou met hierdie uitdaging begin en ons gaan vir julle elkeen die geleentheid gee. Om die uitdaging regverdig te hou, is die entrepreneurs eers in verskillende spanne ingedeel. Ja, en toe moes hulle nou eers uitvind in watter spanne hulle is met 'n treasure hunt. Ek bedoel 'n skattejag. So ek gaan vir Adrian aan die woord stel om vir julle te verduidelik hoe daai proses gaan werk. Adrian? Alright, dankie julle. So, ons gaan vandag bietjie op die Lariba kampus rond hardloop om te kyk wat is die verskillende spanne. So, ek wil vir julle wys, julle gaan julle eie unieke studentekaarte gaan soek. So, elke studentekaart is dan 'n span. Ons gaan julle dan uitroep 5-5 op 'n slag en dan gaan julle studentekaarte gaan soek. Julle spanne gaan ingedeel word in die verskillende fakulteite wat Akademia het. So, daar gaan dus 5 spanne wees. Is julle reg? Julle merke? Gereed? Hardloop! Laat ons gaan. Ek is nou op 'n challenge. Kry my kaartjie vir die watse span gaan ek inwees vir hierdie uitdaging. Seker rooi veral, want van my vriende is daar. Ja, ek sukkel so 'n bietjie hier om hierdie kaartjies te trek. Ek dink dit gaan makliker wees as dit.
Ek soek my kaartjie dat ek kan weet in wat se span. Ek het een. Ag nee man, waar is hy? Ek het hom. Hy speel wegkruiper hier saam met my. Wat is hierdie? Ek het hom gekry. O, dis lekker rooi. Dis ek in die rooi span. Het hy die rooi? No, dis handsel. Okay, nou moet ek dit enigiemand kry. Dankie tog ek het my kaartjie gekry. Ja, ek het gestiefel. Jy nie vir my cruise nie. Miskien as ek my ma gehad het, hom lank al geplek. Hoekom maak my mal? So. Jy! Woe! So slang was het hy my verseker geplek. Ek het hom en hy's wit, dis my kleur. Wat is my nou? Dit was eintlik cool. Jy kry sommer van dag 1 af die energie op. Die doel van Maak my 'n miljonair is om ons land se jong hoërskool-entrepreneurs te bemagtig en te mentor. En dit is juis die geleentheid wat ons nou bied vir hierdie jong hoërskool-entrepreneurs. Na die skattejag was die spanne amptelik vasgestel en Sarita het die uitdaging aan die entrepreneurs verduidelik. Elke groep gaan in die rol van 'n entrepreneur tree wat of 'n besigheid beplan of 'n besigheid moet uitbrei. En julle taak gaan wees om aan die hand van 'n gevallestudie of 'n feitestel wat ek vir julle gaan gee, 4 kernaspekte te bespreek of voor te lê aan 'n paneel. Dan gaan julle een persoon moet identifiseer om die mees geskikte ondernemingsvorm te identifiseer. Verduidelik waarom daardie spesifieke tipe ondernemingsvorm gekies is. 2 van die persone moet dan 2 voordele van hierdie spesifieke ondernemingsvorm identifiseer en 2 persone moet 2 nadele identifiseer. Hulle moes vrae antwoord om hulle gevalle studie te wen en in hierdie koevert is al die inligting wat hulle nodig het om hulle uitdaging suksesvol te voltooi. Die eerste vraag is: wat is die belastingkoers wat op 'n trust van toepassing is? Baie mooi, kom al julle eers leer. En glo my, jy wil daai koevert hê. Sonder dit is jy maar stranded. En nou het die oomblik aangebreek. Okay, top 30, julle het 'n halfuur om hierdie uitdaging te voltooi. En julle tyd begin in 3, 2, 1, go! Toe Jason aftel, het dit letterlik 'n breinmaraton geword. Dis 'n eenmanssaak. Jy hoef nie dit te registreer. Nou, behalwe as daar 'n spesifieke veld is, studieveld wat jy nodig het. Nee, dis definitief. Hulle wil weet as 'n maatskappy vir lote of eenmanssaak. Watter een is die beste vir hierdie man? Ja, ek kan nogal voel. Ek voel die hitte hier in my wange, maar ek's opgewonde. Vanaand weer skryf en soveel as moontlik navorsing doen. Definitief nie 'n maatskappy. Dit is die een persoon uit. Ek kommunikeer die minste bietjie in die groep omdat elke keer as ek 'n idee wil gee, dan word ek doodgepraat. Het sy gehoor? Wait, let me talk. R1000 wins per week. Dit is 'n eenmanssaak. Ja, een persoon. Eenmanssaak is die beste want jy kan nie jy baie geld. 'n Private company. Ek sê publieke maatskappy. Ja, publieke want daar staan dat sy wil Maar dis al visie. Sy het steeds hier. Nou, die visie is sodat mense kan inkoop, mense kan Aktief by haar besigheid betrek. Ja, sodat aktief en is aandele. En is aandele. Jy kan aktief mense kry deur om aandele te koop. So ons is besig om ons is tussen 2 tipe van wat se tipe maatskappye ons scenario is en al daai goeders. So ja, dit is basies wat ons nou doen. Ons redeneer net uit wat se opsie klink die naaste aan reg, want al twee klink baie dieselfde. jy kan verduidelik hoekom ons sê Ja, so ons sê dan privaat. maar hierso staan as jy kyk by maatskappye en beslote korporasies en daai goed, staan daar die KMI, nee, Kommissie op Maatskappye en Intellektuele Eiendom. Nou is dit nie Party spanne het vinnig begin neerskryf terwyl ander nog gesit en debat het by vraag 1. Kyk, ons het nogal met mekaar geargumenteer hier hoor, want dit kan verskillende rigtings toe gaan, maar ons het ons eie maatskappye gebruik
as 'n riglyn en verwysingspunt. So dis kan ons met sekerheid sê dat dit wel 'n privaat maatskappy is. Hy is bereid om sy inkomste weg te gee dat iemand anders die administreer. Okay, as julle dan sê dit is 'n eenmanssaak. Ja, ons sê dit is 'n eenmanssaak. Maar as dit 'n maatskappy is, wat s'n sal dit 'n privaat maatskappy wees, publieke maatskappy? Definitief 'n privaat. Ek dink ons moet sê privaat maatskappy. Of eenmanssaak. So op die oomblik, ons het net 'n paar minute gevat om net deur die vrae te lees. Ons probeer kalm bly dat ons nie te vinnig beweeg en dom foute maak nie. Jy hoef nie dit te registreer. Maar behalwe as daar 'n spesifieke veld is, studieveld wat jy nodig het. Nee, die inligting wat ons gekry het in die werkswinkel, dit help definitief, soos ons weet nou wat is kontinuïteit, beperkte aanspreeklikheid, al daai goed. En dit is al die kenmerke wat ons moet nou inskryf en gebruik om die vrae te beantwoord. Maar ons doen steeds ons eie navorsing op Google en so. Ons doen eers die antwoorde, dan gaan ons deur wie gaan wat doen. Identifiseer om ondernemings vir hom die mees gepas is. Ek sal nommer 1 doen. Ek moet sê die meisie wat ek nie in die groep die meeste oor die weg mee kom nie, is Chloe, want ek voel bietjie dat sy nie vir ons spreekbeurt gee as ek so kan sê. Ek hou baie van dit. Dis die groep wat ek wou in wees, so ek is baie gelukkig met dit. Dis presies wat ek wou hê. Sy betaal die belasting nie. Sy hoef nie gereeld volle beheer oor die Ja. So ons het die eerste plek voordat ons begin het, moet ons goed is het ons ground rules gesit, dat ons almal se opinies hoor en dat ons op 'n vote system gaan werk. Want dan gaan niemand mekaar kan beklei nie en almal stem saam op een. Dan kan hulle sê maar jy hoor nie my opinie uit. So dit maak dit baie makliker en ons almal is baie happy met mekaar. Dit is dus uiters belangrik dat hierdie entrepreneurs goeie punte op die tellbord sit om die trofee, R50.000 kontant, 'n jaarlange mentorskap met Albert, as ook die bragging rights van Maak My 'n Miljonair kan wen. En ek kan al klaar sien hoe hierdie jong entrepreneurs begin verander in sterk, tawwe besigheidsmanne en vroue. So, sit jou hand op as jy vir publiek gaan en steek al twee hande op as jy vir privaat gaan. Privaat. Ek gaan publiek. Al twee hande is vir privaat, een hand is publiek. As jy bang is oor dit. Met en as Maar nie verkeerde ding sit nie man. So gaan dit dan Ek so privaat. Ons kan dit redeneer vandag. Ons kan hulle gaan ons sê maar. Hoe julle die kans Hy verwag nie hoë inkomste nie en hy verkies nie om administratiewe take te bemoei nie. Ja, dit is. Maar as hy mos nou 'n besigheid het, gaan hy administratiewe take hê, dis 'n feit. Dit is 'n eenmanssaak. Ja, stem almal saam. Ek sal sê dit kan albei wees, maar een man want hy sê as jy So ek sê seker wat sy naam is nie, maar die ouetjie met die blonde hare, want partykeer maak hy so bietjie hy probeer dit soos te veel uitbrei in 'n rigting wat nie eintlik sin maak. Ons moet besluit soos wie sê wat? Wie sê wat? Ek gaan dit julle dan doen soos vinnig deur is. Ja. Laat ons vinnig wees. Ja, maar die laaste deel. Ek gaan lees. Hoekom? Ons kan dit sien reg daar. Daar's 'n paar so stampe en ek voel ons minds is baie sterk. Daar's twee persoonlikhede wat baie sterk is, so ek dink ons bots 'n bietjie oor wie wat gaan sê, waar ons moet praat. Dan ons moet maar net stil gebly en geluister en gewag tot hulle klaar praat. O, jette. Dit raak nou effens intens. Wil jy ons die laaste deel lees? Ja, opdrag 1. Identifiseer een persoon in die groep wat aan die paneel en gehoor gaan verduidelik. Maar anders is dit dink ek, ons gee vir almal 'n regverdige kans om te praat en ons het nou net uitgewerk wat ons almal gaan sê en ek is reg om te praat. So nou moet julle identifiseer wie gaan wat se vraag doen. Ek doen vraag 1. Kan ek asseblief gaan jy? So ons het ons kragte verdeel. Ons het vraag 1 beantwoord en ek's besig om aan daardie vraag te werk. Nee, doen dit nie 2 nie. Nee, ek doen vraag 1. Een is net jy sê wat jy dink. 2 is jy verduidelik. Hoekom? Okay. Ek het sommer al 2 al klaar gedoen. En jy kan sommer van die begin af sien wie is die natuurlike leier in die groep en wie is daar wat net die pen vashou. Maar jy moet seker maak dat jy toe nie dieselfde goed sê nie, want jy twee goed baie dieselfde. Maar jy moet 'n bietjie sê 'n bietjie wat is 'n eenmanssaak. Hy sê wat is die voordele van 'n eenmanssaak, maar jy kan 'n bietjie sê. Sê 'n bietjie wat is 'n eenmanssaak en so aan. Ek's baie tevrede met die groepie wat ons het. Ons was baie georganiseerd. Ons werk lekker saam sover. As daar iets is waaroor ons nie saamstem nie, dan stry ons nie daaroor nie, maar ons probeer verstaan hoekom die ander persoon so dink, want dalk is hulle reg. So Timothy hy dra by, maar hy dra nie so by soos die ander nie, maar ek voel redelik in ons groep ons doen almal eintlik redelik genoeg. Ek dink hy dra maar net die bietjie minste by. Awkward.
Ek is net 'n bietjie stil want die Afrikaans that it's getting to me now. Daai is 'n moeilike vraag. Daai jy sit nie op die spot hier. Kom ons sê in terme van wie nie hulle weet hoe nie, want sy verstaan nie Afrikaans nie. Is daai dame. Maar sy kan baie insiggewende goed lewer, maar sy verstaan nie heeltyd waar praat ons nie. En dis 'n nadeel wat teen ons bietjie werk. Ons moet altyd in Engels voorvertaal. Ek is baie gestres. Ek dink hierdie Afrikaans sal my net daardie stuur want ek weet my goed, maar Afrikaans is dit net nou dink my span ek is 'n bietjie stil. Maar dit is nie die waarheid nie. Ek weet alles, maar ek weet net nie hoe om dit te sê nie. Maar I'm hopeful. Ek gaan dit eis. Ek gaan leer. Hierdie is 'n baie goeie ervaring. So ek is opgewonde, ek is excited om te sien wat gaan gebeur. Ek kan nie klaar een van my spanlede. Ek's baie happy met dit. Julle het my lank genoeg besig gehou. Ek dink my span kort my. Kan jy dalk al sien watter een van hierdie leerders gaan ons Maak My 'n Miljonair kompetisie wen? Ek het Maak My 'n Miljonair begin om ons land se jong hoërskool-entrepreneurs te bemagtig, te mentor en om hulle die vaardighede te leer wat hulle letterlik miljonêers kan maak. En nou is ons in die uitdagingsronde. Hier is waar ons jong entrepreneurs saam gaan moet werk, strategies gaan moet dink en vinnig plan maak onder druk. Die uitdaging vandag is om te identifiseer wat se probleem ons eienaar van 'n besigheid het en dan te identifiseer wat ons kan doen om hom te help en wat se maatskappy hy moet kies vir die beste opsie om sy maatskappy uit te brei. Maar die vraag is wat gaan die mees effektiewe oorskakeling vir hulle gee? Publieke maatskappy. Ja, en ek 'n soort van en hy het dalk nie geld. Okay, so publiek. Definitief. So ons sê dit definitief. Dis 'n veilige antwoord, dis wat ek kan sê. Ek weet wat 'n nadeel is hierso. Ons kom eintlik baie goed deur die weg. Ek was regtig verbaas ons kan so goed kommunikeer. Ek moet sê almal gee hulle samewerking, so vir my is hierdie nog as 'n baie goeie span. Maar kliënte basis te In plaas van kliënte kan jy 'n verbruiker. 'n verbruiker is 'n kliënt. Okay. Of ons kan sê om die aandeelhouders. Hoeveel kry dit ons? Aandeelhouders Presies gesê. En 'n maatskappy. So as ek so 'n bietjie kyk na die groep, dan dink ek Zanel sukkel 'n bietjie om met ons almal te kommunikeer, want ek voel sy kry nog bietjie te skaam om soos met ons te praat en goed. Ja, dit is aantreklik maak vir die beleggers. Okay, so dit is dan Die persoon wat die voor- en nadele gaan doen, sal ek en my vernoot Blikkies wees en dan die res sal die nadele doen en dan weet ek beslis hy gaan vir ons help om ons presentation te doen. Wat is die nadeel dan dat hy publiek maatskappy het? Ons mag nou gehoor ons mag aandele doen om binne. Die voordeel is hy kan kapitaal kry om sy uit te brei, maar die nadeel is hy moet aandele betaal aan die aandeelhouer. So die nadeel is hy moet meer oplei. Okay. Nee, nie noodwendig nie. Ja, maar dit kan wees. Wat die hel? Wat wil jy sê? Dis nie. Dis waar so koste van registrasie en bestuur, maar dis nie 'n probleem nie, het geld. So wat kan ons gaan met maatskappy? Ja, maatskappy. Die eerste antwoord is 'n maatskappy. Maatskappy. Ek dink dis 'n maatskappy. Nee, ek sê hoekom? Ja, jy het ook met 'n maatskappy. Ja. Vierde persoon gaan verduidelik hoekom is dit gepas om 'n maatskappy. Ons moet besluit op watter ondernemingskeuse ons gaan maak vir die gegeewe besigheid wat vir ons voorgestel is in die scenario. maar hulle gee nie genoeg inligting so Hierso ons kan kies tussen 'n persoonlike staat, 'n privaat of 'n publieke maatskappy. Ek dink dit is 'n publieke maatskappy want sy wil in 2 provinsies werk. Die maatskappy kan ook beskerm. Ja. Soos maatskappy is 'n publieke, privaat, staats- of persoonlike. Wat bedoel julle tegnologie van dit? Wat moet julle doen? Soos tegnologie gebruik. Om wat te doen? Om navorsing te doen. Ek seker, so. Ja, okay. Ja, dis fyn. Ek moet jou sê ek leer nou van wat regspersoonlikheid is. En daar toe sê dit in die werksbank het ek nie mooi verstaan nie, maar nou verstaan ek duidelik wat regspersoonlikheid is. Ek dink ek sal self in die toekoms regspersoonlikheid toepas op myself en my besigheid. Dis as 'n eenmanssaak. Okay, jy kan nou nie verduidelik hoe ons nou doen. Die risiko is baie minder Ja, want as dit
Ja, oké, dan gaan we met ons Yes. skerm. Noem 3. Maar ek vra net Ja, Noem ons 3. overshoot dit. Kom ons noem 3. Noem 3. Ons noem 3. Gaan julle okay, fine, ons gaan nog nie Ek dink ons gaan beslis dit betyds uitfigure. Ons het dit, ons gaan dit wen. So ons het reeds gekyk wat die antwoorde gaan wees en toe het ons die rolverdelings gedoen van wie wat gaan sê. Dink julle ons kan dit gou deurhardloop? Ja. Okay, so. Ek dink as jy praat, wys wat jy skor. Ja, ek wil net is nie 'n uitspreking gerus. Jy's 'n rugbyspeler met krulhare, wat kan jy beter kry? Ek dink baie praat ek baie stadig. En as ek weet ons is nervous en nou praat ons vinnig in 'n handjie. Okay, dan maak net 4 minute hoor. So, geld moet eis. Okay, daai is reg. Daai is Okay, reg. die ander een is publieke persepsies en vertroue gaan draagsaam wees. En mense kan as hulle vra jy 'n vraag kan mense maklik antwoord. En ek het hierso gesê dit bou vertroue. Voordeel is dit bou vertroue by beleggers en kliënte as 'n meer van struktuur. Want dit is beter as een man saak. Maar sien ons hulle sê dat publieke persepsies en vertroue gaan draagsaam wees. Dit gaan lank vas. Dit is goed want dit Maar my voordeel is dan reg. Want dit oorvleuel nie oor mekaar. Dit oorvleuel nie met mekaar. Sy wil net jou besigheid sê. Okay, vraag 2. Die rede waarom sy die maatskappy moet kies is wanneer sy die regspersoonlikheid dit sal toepas. So indien die besigheid swak vorder, sal sy in haar persoonlike lewe nie aangepas word. En nog 'n rede daarvoor is Ek dink my spanmaats is nogals regtig doelgedrewe. Ek dink ons kan dit doen. Almal fokus, almal werk saam. Daar's nie iemand wat nie hulle kant bring nie. So ek dink ons span staan die grootste kans om hierdie beker te vat. Oom, ek dink verseker ons span het wat dit vat om te wen vandag, omdat ons gister mentally prepare was deur oom Albert en ons is reg vir hierdie. Welcome back, ladies and gentlemen. I'm Tony Cook and I'm about to go on the panel. Go Groenspan! En nou het die oomblik aangebreek. Nadat die tyd verstreke was, het die spanne hulle gevalle studies aan die beoordelaars kom voorlê. Sterkte met julle uitdaging, ons sien uit om na julle te luister. Die vloer is julle sin. Ons is reg vir julle aanbieding. Julle kan wegval. Mees gepaste ondernemingsvorm vir Sandra is 'n publieke maatskappy. Die beste ondernemingsvorm vir Oom Willem beslis 'n eenmansaak sal wees. Daar is voordele en nadele van 'n eenmansaak. Ons kan dus ook met sekerheid sê dat sy 'n privaat maatskappy is. Hy het tans 'n eenmanssaak en wil graag sy besigheid uitbrei. OK, baie mooi julle. Dankie vir die voorlegging. Baie. Ons gaan nou vir julle 'n paar vrae vra net om julle aanbieding so 'n bietjie beter te verstaan en ons begin met 'n vraag uit die gehoor. Hoekom het julle nie 'n vennootskap as die mees gepaste ondernemingsvorm vir die gevalle studie geïdentifiseer nie? Seker omdat dit net sy is wat meestal van die werk doen en sy bestuur die ding. Soos sy maak die worsbroodjies. Ja, ouma help. Maar sy is die een wat die meeste doen. Sy doen die boeke, sy doen die transaksies en al daai. So my vraag aan julle is, hoekom het julle 'n publieke maatskappy gekies bo 'n eenmansaak? Ek sou graag by julle wou hoor, hoekom het julle 'n publieke maatskappy gekies en nie 'n privaat maatskappy nie? Indien sy 'n publieke maatskappy gekies het, dan kan sy daarin borge kry van ander mense, waar as sy as privaat ingestel is, sal sy alles moet verdoen en dit kan miskien finansiëel druk, aangesien sy nog net 23 jaar oud. Ek wil net vir julle vra, julle gekose ondernemingsvorm is 'n private maatskappy. Hoekom het julle 'n private maatskappy gekies en nie 'n eenmansaak? Dis aanspreeklikheid. Daar's minder risiko op haar as eienaar. Ek het 'n vraag vir julle. Haar visie is duidelik dat die publiek die winkel as hulle eie sal beskou. So hoekom nie 'n voorstel maak dat sy dalk daardie aandelehouding verkoop aan die publiek in die gemeenskap dat hulle dit as hulle eie sal beskou nie? So dis hulle eie oppervlak waar hulle kan uitstal, al is dit nie hulle eie besigheid nie en al het hulle nie aandele in die besigheid nie. Ek wil by julle hoor, hoekom het julle eerder 'n privaat maatskappy gekies bo 'n beslote korporasie? Ons het spesifiek 'n private maatskappy gekies omdat ons glo dat as 'n beesboer, wil hy kan kies en keer van die mense waarmee hy wil werk. En dink julle nie dis beter om in 'n vennootskap as 'n besigheidsvorm te vat as wat dit 'n eenmansaak is nie? Nee. Omrede, oom Willem, alleen hulle wil mentor, dit is sy hoofdoelwit, is om hulle te mentor en nie om wins te maak. Hoekom sal julle dink dis 'n goeie idee om alles wat hy gebou het tot dusver te deel met ander aandeelhouers?
So ons wil sy bates skei van die besigheid se bates. Ons wil die entiteite geskei hê. Ek het een laaste vraag aan julle. Julle het net 'n bietjie gepraat oor finansiële state. Kan een van julle vir my verduidelik wanneer moet 'n maatskappy se finansiële state geaudit word? So as jy by SIPS registreer of iets soos dit of by die KOMEI gaan registreer. Jene, julle mis 'n belangrike komponent waarvoor Sarita wag om te hoor. So wil julle nog een keer probeer voordat ons julle punte gee op. Ish. Die span het redelik goed gevaar, maar dit is maklik om klei te trap as jy onder druk is van die beoordelaars. Kom ons kyk of hierdie span hulle self kan redeem om goeie punte op te maak vir die tellbord. Indien oom Willem op 30 jaar oud 'n maatskappy sou begin het, watse tipe maatskappy sou hy geregistreer? Ek sou sê 'n privaat maatskappy, want maar so tannie sê net maar hy wou 'n maatskappy begin, sal dit wees 'n ingenieursfirma. 'n privaat maatskappy. Ek het julle sulke goeie punte gegee, maar nou begin julle klei trap. Nou begin julle agteruit gaan. Wat gaan aan? Ons lees dat dit gaan nie vir hom oor die geld nie. Hy is nie agter die geld aan nie, maar hy is agter om jong ingenieurs te help. So ek dink non-profit organisations sal dan ook 'n opsie wees vir hom binne. Goeie antwoord. Maar Philip, ek's nou confused. Julle het voorgestel sy moet dit bedryf as 'n eenmansaak. Ja, maar was die vraag nie hoekom sy dit as 'n maatskappy eerder moet doen? Yes. En toe sê hulle vir ons hoekom sy dit eerder as 'n maatskappy moet doen, maar julle voorstel was 'n eenmansaak. Ja, maar daar is kontradikt julle nou julleself. Daar is voordele en nadele van 'n eenmansaak, maar ons het albei gaan oorweeg en ons het besluit dat die voordele dit uitweeg. So sê julle dan dat dit oukei is dat sy exposed is aan daai risiko, want julle beveel 'n eenmansaak aan. Maar nou het julle nou net gesê 'n publieke maatskappy in teenstelling met 'n KMO. Jene. Dan moes jou antwoord andersom gewees het. So daarom wil jy eerder hê sy moet in 'n privaat maatskappy hê omdat sy dalk nog onder die glyskaal kan val. Julle stel voor dat sy kapitaal kry van die aandele. Dink julle aandele in 'n rugsak besigheid wat deur 'n 23-jarige begin is iets wat mense sal koop? Ek het gewag vir iemand. Ek dink nie regtig enigiemand sal aandele in 'n rugskakmaatskappy wil koop nie, want daar is te veel ander mense wat dit ook doen. So as haar besigheid op hierdie stadium nog nie so goed doen nie, sal iemand liewers op 'n besigheid wat langer bestaan wil aandele koop as een wat nie so lank bestaan. Kan julle asseblief vir my die verskil verduidelik tussen 'n beslote korporasie en 'n maatskappy? Die verskil tussen 'n beslote korporasie en 'n maatskappy. So 'n maatskappy is daar aandeelhouers wat uit die publiek uitkom. Dit kan privaat of publiek, maar publiek. 'n Geslote maatskappy kan nie meer bestaan nie as gevolg van die wet van die 17de wet van 2008. So 'n geslote maatskappy is heeltemal op sy eie en 'n maatskappy kan aandeelhouers en die wins word verdeel tussen dit. Ek dink net van my 'n laaste ding wat ek wil sê is ek dink julle is mean met die ouma. Sy in julle feite stel daar duidelik gestaan, sy help haar met die aankope en voorbereiding. So die ouma het 'n vested interest in hierdie company en waar het sy die fondse gekry om die aankope te doen? So as jy sê die ouma help haar met die aankope, dan kan dit moontlik wees dat die ouma betaal het vir die aankope, wat beteken die ouma het kapitaal ingesit en julle het net voorgestel dat die ouma heeltemal uit die besigheid uitgesny moet word. Wat ek voel nogal mean is van julle kant af vir die ouma. Ek sou daarvan gehou het as julle in julle al jy nou hoor gou klaar. Ek sou daarvan gehou het as julle in julle voorstel ten minste iets voorgestel het om reg te maak met die ouma. Al is dit 'n uitbetaling, al is dit 'n lening wat terugbetaal word, al is dit kapitaaldeling of iets in daai manier, as om net te sê, "Bye ouma." Waarom sou julle sê is dit belangrik dat sy wel 'n besigheidsvorm registreer en nie net dit gebruik as sakgeld soos wat sy aangaan nie? Okay, so laat ons nou regmaak by die ouma. 'n Vennootskap is 'n skip wat sink. Lekker inset. Dankie vir julle voordrag.
en dankie dat julle so mooi saamgewerk het. Ons sal net nou vir julle terugvoer gee en dan kan julle hoor waar het dit reg gegaan en waar het dit verkeerd gegaan. Daar was net 2 spanne wie se voorleggings regtig uitgeblink het. Die anders, hulle het seker maar iets geleer oor tydsbestuur. Goed, Albert, Jason, soos julle weet, is dit nie net die deelnemers wat sweet in hierdie uitdagings nie. So ek gaan kyk of julle opgelet het in die klas toe die juffrou idiome behandel het. O, jene. Sien, dis 'n goeie idee dat ek na laasjaar se program backup gebring het. Nee, Jason. Wil jy 'n ander woord vir backup gebruik? 'n Spanmaat gebring het. Die eerste idioom is, Sarita het die deelnemers kom touwys maak vandag. Touwys maak. Dit bedoel, Sarita het die entrepreneurs kom leer. Mooi. Albert, die oggendstond het goud in die mond. Dit beteken as jy vroeg opstaan, kan jy meeste van die geleenthede van die dag gryp. Lyk vir my julle het regtig opgelet. Daar's 'n kinkel in die kabel. Iets is fout. Daar's 'n slang in die gras. Jy is 100% reg en vir daardie rede gaan ek die volgende omdraai. So ek gaan vir die betekenis gee en jy moet vir my die idioom gee. Okay. Moenie inmeng in iets waarvan jy niks weet. Fokus op jou eie werk. Ja, nou is ek vasgevra. Moenie inmeng in iets waarvan jy niks weet nie. Weet die res van julle wat dit is? Hè? Weet julle almal wat dit is? En net ek nie. Weet jy 'n idee? Ek weet nie. Ek sê moenie krap in iemand anders se slaai nie, maar dis 'n ander betekenis. Ja, nee, ek's blank. Jy verdien ongelukkig 'n rooi ligte daarin. Okay. Skoenmaker, hou jou by jou lees. Okay. Ek het hom al gehoor, ja. Dankie Lizaan. Wil jy dit gaan leer? Ja, ek sal. Skoenmaker, hou jou by jou lees. Die entrepreneurs het baie geleer uit vandag se uitdaging. Die paneel het na die spanne se voorleggings geluister en dit is dan nou tyd om die wenners van die dag aan te kondig. Hulle weet daar is net 5 plekke, maar ook net 1 wenspan. En op die ou end gaan hulle posisie bydra tot elke entrepreneur se punte op die tellbord. Vir nou begin ons met die 4de plek, groep 3. En dan in die 3de plek het ons vir groep 1. En in die 2de plek vir groep 4. Daar gaan wel vandag 'n wenspan wees en daar gaan ook 'n verloorspan wees. Na 'n intense eerste uitdaging is dit nou net 2 groepe wat gaan oorbly. Groep 5 en groep 2. Die druk is aan, maar daar kan net 1 wenner wees. Die verloorspan gaan moet stem vir die spanlid wat die minste bygedra het tot die span en tot die uitdaging. En daardie persoon gaan in die brandzone beland. So daar stap groep 5 weg met die oorwinning en verseker hulle plek in die kompetisie. Vir groep 2 beteken dit dat hulle ongelukkig die verloorspan is en nou 'n moeilike besluit moet neem. En hier gaan die kompetisie nou regtig warm raak. So daar stap groep 5 weg met die oorwinning en verseker hulle plek in die kompetisie. Vir groep 2 beteken dit dat hulle ongelukkig die verloorspan is en nou 'n moeilike besluit moet neem. Die afstemproses is nie altyd lekker nie, maar dis 'n baie eerlike beoordelaar van ons entrepreneurs se spanwerkvermoë, juis omdat hierdie deelnemers mekaar beoordeel en dit nie 'n derde persoon beoordelaar is wat van die kantlyn af beoordeel. Die wenspan se vreugde en die verloorspan se gesigte. Ai. Ek moet sê, dis nie lekker om eerste uit te wees nie en veral nog in die eerste uitdaging. Dis die eerste stemronde van die uitdagings. En dis eintlik die moeilikste deel. Elke spanlid kry 1 stem. En na vandag is 1 entrepreneur in die brandzone. Jy kan die spanning voel nou dat hulle 1 vir 1 moet gaan stem.
Ek voel Aiden want hy het nie baie bygedra en baie antwoorde gegee nie. Ons moes hom dus help om by die antwoorde uit te kom. En hy het 'n bietjie gesukkel met die Afrikaans wat ons kan verstaan, maar ek dink Aiden uitval vir hierdie ronde. Ek voel dat sy dalk moet op 'n skaam wees en met haar mede-entrepreneurs kan beter kommunikeer. Die rede hoekom ek haar uitfout, ek het nie gevoel sy het bygedra nie en sy het nie baie gepraat nie en ons moes meeste van die werk doen. Net omdat ek voel sy het net 'n bietjie op haar sene wees en sy het nie regtig gekontribueer toe die opdrag wat ons gekry het nie. So dit is my al. Groep 2 se stemme is nou ingedien en getel. En een van hulle is nou in die brandsone. En elke punt tel, want jy kry punte vir jou eindposisie, maar ook vir jou spanwerk. Maar dit is nog nie verby nie. Hierdie entrepreneurs het weer 'n geleentheid in die volgende uitdaging om te oorwin en om hulle self uit die brandsone uit te haal. Julle kan nou gaan aansluit by die res van die groep en dan sien ons julle by die volgende uitdaging. En so eindig ons eerste uitdaging met nuwe spanne, nuwe strategieë en sommer al klaar 'n paar hartseer gesigte. Hierdie is nou net die begin. Van hier af raak dit nou net moeiliker. En hier is hoe die telbord nou lyk na uitdaging 1. Vir ons entrepreneurs wat nou na hierdie uitdaging hulle self in die brandsone bevind, is hierdie kompetisie nog nie verby nie. Hulle het nog 'n kans. Maar dit is nou ons jong entrepreneurs se verantwoordelikheid om in die volgende uitdaging, in die volgende episode, ekstra hard te werk om te verseker dat hulle self in die wenspan bevind, punte op die telbord kan sit en dus verseker dat hulle uit die brandsone uit beweeg. Volgende week vat ons die spanne Buffelspoor toe. En glo my, daar wag drama. OK top 30, julle uitdaging begin in 3, 2, 1. Go 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 go. Ek gaan eerlik wees met jou, ek voel die pressure van die challenge, maar ek is baie excited vir die challenge hoor. Aan wie was die pitch? Aan hom of van my? Asseblief hierdie lint vat. Is ongelukkig en nee. Ek stem in, julle kan aangaan. Die eerste uitdaging het ons spanne laat warm loop, maar Buffelspoor gaan hulle maak sweet. Kan jy al sien watter een van hierdie jong entrepreneurs ons maak my 'n miljonair entrepreneur van die jaar kompetisie gaan wen? Of moet jy weer volgende week inskakel? By die challenges gebeur iets besonders. Dis nie net 'n toets van vaardigheid nie, dis 'n ervaring. Ons sien hoe die jong entrepreneurs saamwerk. Groen my nou. Stoot ja, ek sal nie slaap. Ons glo so maar ons is nie hier om te wen nie, ons wil net saamwerk as 'n span. Hoe hulle lag, hoe hulle nuwe vriendskappe bou. Ons het baie goeie pelle gevoel, ek moet net sê baie dankie aan almal. Elke challenge bring 'n nuwe kans om kreatief te wees, om grense te toets, om te groei, iets nuuts te leer. Ons almal dra ietsie by tot die span. So ons het baie great idees en almal werk lekker saam. En om net saam pret te hê. Dit gaan baie juicy wees, veral as ons Hier begin hulle persoonlikhede regtig uitstaan. Die een bring energie.
Hallo pak slag je later. Die ander een hou die span gefokus. Rustig julle, spanwerk. En almal ontdek iets nuuts oor hulself. Ek het geleer hoe om te swem. Selfs ons span kan nie help om saam te lag en dit saam te geniet nie. Hallo ma. Want dit is werklik aansteeklik. Die challenge is harde werk, ja. Maar dit is ook ongelooflik van. En dit is hierdie ervarings wat ons jong entrepreneurs vir altyd gaan onthou. Ons gaan groot. Ons gaan groot hierdie jaar. Welkom terug top entrepreneurs. Wimbelsport, hoe gaan het met julle vandag? Gaan het goed met die team? Gaan het goed? Julle het 'n uitdaging vandag. Julle almal wil vandag iets aan iemand probeer verkoop. Elke nee is nader aan 'n jaar. Ek dink die belangrikste is geniet hom. Hou jy eie van chocolates, man. Ons speel almal aan se customers, so ek glo roet vir ons. Die vraag, kan ons wen? Ek dink so. Moenie dit misloop nie. Elke donderdag aan 8uur, net hier op Via TV, DStv kanaal 147. Ek kan sê, is jy reg? Heuning Tion olyfolie. Kontak vir my vir hoë kwaliteit produkte. Rolle, kan ek hom oorvat? Nee, wat is die ander ene? Lid, span lid. Okay, kan ek dit oorneem? Ons gaan kyk of wat kan hulle het hulle Nee, wat is dit? Ons gaan in die son soek, juis. Nee man, wat? Ag nee man, I don't know.